Wel, as jy pampoenfees kan hou en groot pampoene kan groei, dan kan jy seker groot koolkoppe groei. Ek het op skool, behoorskool, het ek vir 'n paar jaar landbou gehad. Ek was nou nie deel van die Marlow landbouskool daar op Kraddock nie. Hulle was eintlik ons vyande, daar in Kraddock Boysay. En daar was 'n meneer van As, wat landbou gegee het, sy bynaam was van Gat. En dan was het nogal lekker om van die nuwe standaard 6 te sê, julle moet die personeel, as julle hulle raaklik op die stoepe, oordentlik groet. En daar was 'n ou, hulle was 'n familie van 3, die Keuse. Hulle het regtig almal soos Bobbejane gelyk hoor. Genuine. Kees 1, 2, 3. En toe ons eendag vir Kees, een van die Keese kom toe staan dit 6. Toe sê ons, daai meneer wat hier aankom, jy moet hom op sy van sê. Dan mag jy nie sy van nie. Dis van Gat. Môre meneer van Gat. Arme Kees. Wel, hy het vir ons landbou gegee, dis wat ek wil sê. En hy het op 'n stadium nie geweet wat hy met my te maak het, want die 1 jaar, ons het elkeen 'n akkertjie gekry. En daar's nou verskeidenheid ou groentetjies wat jy moet kweek, en die goed word ingeskryf by die skou, en toe wen ek die prys vir die grootste en mooiste koolkop. Hy het dit nou maar gelos, laat dit groei, hy het gesien hoe dit gaan en so, en hy het so elke nou en dan vir my gesê, dis omdat jy self so koolkop is, maar gaan nou maar aan, is pragtig. Ja, oes of oes, wat bedoel ek? Oes of oes? Jy voel oes of sleg? Ja. En die oes is om vrug te dra, en die fees daarvan, en om lekker te voel, en die Here te loof en te prys. So ek speel maar met die woorde, en dan kom ons noem dit oes, 'n misoes. 'n misoes, of 'n oes. En nie net in die grond daar buite, op die lande kan daar 'n misoes wees nie, maar daar kan 'n misoes in ons geestelike lewe wees, stem julle saam? Jou emosies, jou gedagtes, wel jou finansiële sake kan 'n misoes wees. Jou huwelik, jou gesin kan 'n misoes wees. Nou, ons kommunikasie. Ek het gedig gesoek, alhoewel dit my gehelp om dit te kry, toe nou nie NP van Wyk Lou se gedig, ons kan nie praat nie, ek onthou dit die gedig, maar het val my nou by, dit is deel van die groot ode aan Tristia, liefdesreeks, dis die wat ons die ding nie kry nie, maar Lorinda Hofmeyer het alhoewel toe daar gesoek net, het toe nou, het dit gesing, die musiek en so, NP van Wyk Lou nou die woorde, ons kan nie praat nie jy met my nie, want in my rens liefde, weet julle wat rens beteken? Suur, ja. Spartel jou woorde soos vlee wat verdrink. Ons kan nie praat nie, ek nie met jou nie. Waar ek praat, weet ek dat elke woord van my agter die deure van jou oë ingewag, nek omgedraai word deur jou stil haat. Dit is so beskrywend, né, mense? Met ander woorde, hoe luister ons na mekaar? Het gaan nie net vanaand vir my oor wat se tipe grond is ons, die gelykenis van die saaier, om die Here se woord te ontvang nie, maar ook in kommunikasie, in die huwelik, in die gesin, en elke dag, né?
in ons land, in die politiek. Ons kan nie praat nie, nie psigoloë, psigiaters kan die soutkors van die woestyn breek nie. Soutkors van die woestyn breek nie. En dan alleen 'n godheid sou kon hul bring. Die woestyn weer laat groen maak. Water laat uitbreek in die droë pan en breek eisters onder my logiese intellektualiteit indryf. Groot woorde. Maar ons is baie keer so intellektueel, so slim. En dit is een van die groot redes waarom mense nie met mekaar kan praat en mekaar verstaan nie. Dat is so redeneer en die heeltyd net dink ons is net slimmer as ander en jy sit die heeltyd en dink, wat kan ek volgende sê? En nie oop luister nie. Dit is die ding. Ek dink in ons gebedslewe baie keer teenoor die Here, die heeltyd besig wees met, wat vra ek? So besig met sulke gebede, en nie oop, van Here, ek wil nou niks vra nie. Ek wil net oop wees en wag dat u met my praat, en ek wil antwoord, ek wil u woord lees, en ek wil antwoord op u woord. Nou goed dan, die oeste, Galasiërs 5, gaan vir my oor misoes, of oes. Die regte omstandighede vir 'n oes, geestelike eienskappe, die vrug van die gees, en dan die klomp eienskappe wat genoem word. Baie mense verstaan dit ook as die vrugte van die gees. Hy gebruik dit nou weer in die enkelvoud, maak nou nie saak nie. Vers Galasiërs 5, vers 16, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheer word. Dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat 'n sondige natuur begeer is in stryd met wat die gees wil, en wat die gees wil is in stryd met wat 'n sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. Daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. As julle deur die gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. En in die Galasiërs was dit juis 'n dwaalleringe wat kop uitgesteek het. Daar het valse leraars gekom en gesê, die mense wat inkom van die heidene, wat tot bekering kom, al wat moet gebeur, hulle moet net die 10 gebooie hou. En dan kom Paulus, hy sê, nee, die 10 gebooie is maar die riglyn. Hoe lewe ek? Maar jy kan nie deur die wet gered word nie, net deur Jesus Christus. Hy maak vry, net hy. Eers Jesus se verlossing, dan gebooie en wette en so, en dan vat Jesus dit saam, jou naaste lief hê soos jouself. In Romeine vat Paulus dit ook so saam. Maar nou goed, nou kom hy met die misoes, wat 'n mens se lewe kan wees. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Hy beskryf hier, want 'n mens skrik, want luister, hy sê, ek waarsku julle, wie hom haar aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. En nou het jy miskien 1 keer of 2 keer ergens van hierdie gedoen, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede. Dan dink jy, ja, ek is op pad hel toe, ek het weer woedend geraak, rusies, ons het weer 'n rusie gehad in die huis, verdeeldheid in die kerk, of wat ook al, skeuring, afguns, dronkenskap, ek moes nie nou die hand so gesuip het nie.
uitspattigheid, al dergelike dinge. Onthou hy sê, so, jy moet nie jou vryheid misbruik, vers 13, as 'n verskoning om sonde te doen nie. So jy mag nou nie sê, ek is vergewe, en ek val nie meer onder die wet soos in die Ou Testament nie. Jesus het my vrygemaak. Nou mag ek doen wat ek wil, ek mag maar sonde doen. Nee. Ek het nou die hand, die van julle wat hier was gesê, dan kan dit wees dat jy 'n vals geloof het, want aan die vrugte ken jy die boom. Aan die vrugte ken jy die boom. So ergens as daar koring gesaai is, moet daar wat opkom? Koring. As daar net onkruid opkom, het daar fout gekom. Dan moet die mens gaan kyk. So dit is hier beskryf hy 'n lewe wat net aan mekaar hierdie dinge doen. Maar dan is dit ook so. Daar's goeie mense wat goed doen aan ander en nie hierdie lewenstyl het nie, maar hulle glo nie in Jesus Christus nie. Dan sal hulle die koninkryk van die hemel ook nie sien nie as hulle sonder Jesus sterf nie. Maar goed, nou kom hy met die, en dis ook die goed wat jou oes laat voel, nee. Sondags, niks wat jou so oes en sleg, miserable laat voel. So sonde nie. Dan die oes, die vrug van die Gees. Ek gaan lees en net so rukkie wag, dan hardloop jy vinnig hierdie komputertjie hierbo, brein, en oop vir die Heilige Gees, gee jouself vinnig daar waar jy sit, en nie mekaar in die sy nou stamp nie. Hy praat met jou. Hy praat nou met almal. Julle kan by die huis julle fight hê. Asseblief, nie nou hier nie. Ek kuier lekker, is 'n lekker party. Gaan fight by die huis hier ook. Nee. Liefde. 0 is, wel, geen liefde nie. 10 is op die skaal ongelooflik baie liefde. Waar sal God jou plaas op die skaal, dink jy? Misoes, liefde, oes. Vreugde, blydskap, joy. Vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Gaan lees vir huiswerk vanaand weer Korintiërs 13, julle ken dit, gaan doen dieselfde. Bidend voor die Heilige Gees, met die gebed, Heilige Gees, sê vir my, dat ek 'n aanvoeling kry, misoes, daai eienskappe van die liefde, Korintiërs 13, of oes. En dan gaan dit daaroor, hoe ons na die woord luister, hoe ons na God se stem luister, wat maak ons met wat God ons gee? Nie net in 'n preek, 'n boodskap hier nie, maar in die Bybel, iemand wat met jou praat, oor 'n saak, wat verkeerd is in jou lewe, 'n geestelike saak. Iemand wat jou bemoedig, jy voel regtig oes, en nou kom iemand met die ware oes, en sê ek wil jou bemoedig, ek wil jou help om sterker te wees, wat maak jy ook daarmee? Want dit is soms moeiliker om te ontvang as om te gee, nee? Julle weet mos nou met 'n kompliment. Ja, maar jy het net eenvoudig 'n mooi baadjie aan. En wat sê jy dan? Dis 'n ou baadjie. Is dit 'n ou baadjie?
Al is dit 'n ou baadjie, het hom damn goed opgepas. En dan hoef jy nie te verduidelik, ag ek het dit by familie gekry. Ag ek het een keer die burgemeester wat daar in ons gemeente in Bloemfontein was, Henry Symington het gesterf. En toe gaan ek na sy vrou toe en toe het ek van sy klere gekry. En daar was mense wat vir my gesê het, nee, jy vat nie dooie man se klere nie, magtig. Ek het nou nog daai baadjie. Had 'n paar dinge gebeur, had een virus toegeslaan op daai baadjie en op die meeste klere in my kas, hulle noem dit kilojoules, kalorieë. Dan laat dit die klere krimp. Ken julle dit? Ok. Ja, nee, ek kan net vinnig wys, jy kan tussen mense wees en baie oes voel, nee. Ag, en dit is regtig ons job, dat die glimlagte, die vriendelikheid, die hartlikheid, die warmte, mense in die kerk sal, dat die oes omswaai na 'n oes van vreugde, blydskap en so. So hou maar dop, hou mekaar maar ook dop. Wees net versigtig hoe jy dit doen. Jy wil nou ook nie as die kerk inkom en in jou kar klim, broer, dat jou vrou vir jou sê, jy raam maar hy vrou wat daar regs voor gesit het, lang en intens dopgehou. Hoekom? En dan sê hy, lyk maar oes. Nou mannetjie, as jy wil oes voel, kyk weer so na. So wees nou versigtig. Wees baie diskreet. Nee, okay. Nou kan jy gaan na iemand toe. En sê jong, ek sien jy lyk 'n bietjie af. Is dit so right ou? Ja, die oes. En dit is te pragtig en die canolas wat op pad is, wat kom, maar die regte grond. Matteus, Markus en Lukas. So dis vir die Here 'n baie belangrike saak hier. Hulle skryf oor die tipe grond, die gelykenis van die saaier. God wat kom saai, Jesus wat saai, die Heilige Gees, maar deur jou en my. Op watter manier daar ook al geestelik gesaai word, nee. Prediking, wat ook al, met mense gesels, hoe ook al, wat ook al, en so. Ek moet net sê, dat, ek weet nie of julle geweet het nie, van die evangelies is Markus eerste geskryf. En dan kom die ander nou, en so. Maar dit maak nie saak nie, ek wil Matteus 13 lees, dan sal ek vir julle ook sê wat die ander sê, want ons sal baie lank besig wees, as ek alles nou elke keer lees. In Matteus 13, vers 3, 'n saaier het eendag gaan saai. Onthou, dit was in daai tyd, dit is maar hoe dit gebeur het. Natuurlik was daar mense met groter lande en afgepen en so, maar baie keer, hulle het maar gegaan, en onthou, daar was mos nou nie masjinerie nie, soos ons nou ken of so nie, en met 'n saai sak, maar gegooi, en dan kan jy mos nou dink as die wind waai, of wat ook al, daar sal mos nou, al die saad sal mos nou nie op die regte plek val nie. En dan gebruik Jesus dit nou om te verduidelik, hoe hoor jy God? Hoe oop is jy vir God se dinge? 'n Deel van die saad het op die pad geval, en die voëls het gekom, en dit opgepik. Lukas noem ook nog hierby, ja, die voëls het gekom, het opgepik, so daar gebeur nou niks, daar sal nie 'n oes wees nie, vertrap. So Lukas bedoel ook mense wat kom in die saad, vertrap. Ok. Ander deel het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, daar was wel grond nie, en dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Lukas praat van, dit het gou opgekom, maar daar was geen vochtigheid nie.
Markus sê dieselfde as Matteus. Ander dele tussen die onkruid geval, die onkruid het opgekom en dit laat verstik. Die woord verstik word gebruik by almal. In die Grieks ook oorweldig, versmoor. Die krag gevat uit die groei, die saad wat die vermoed om te groei, die onkruid het die krag getrek uit die grond en uit die saad. Dit oorweldig. En 'n ander deel het in goeie grond geval, 'n oes gelewer, party 100voudig, ander 60voudig, ander 30voudig. Die punt is, daar sal 'n oes wees. Hoor julle dit? Ons moet oppas om nie net te fokus op die tipes grond en is negatief en daar's nie 'n oes nie. Daar sal 'n oes wees. Nie almal gaan tot bekering kom. You lose some, you lose some, you win some, you win some. Die Here verwag net dat jy saai. Ons kan nie mense oortuig nie. Ons stry baie keer te veel met te veel argumente. Ons kan maar net gaan in liefde by iemand gaan sit en sê, weet jy, praat met my oor jou lewe. Hoe kan ek jou help? Hoe kan ek vir jou omgee? Mag ek vir jou bid? En dan by al drie, Matteus, Markus, Lukas, wie ore het, moet luister. Dis 'n onderwerp op sy eie, ore. In die Ou Testament verse wat sê, maak julle ore oop, grawe julle ore oop. Okay, nee, dis nou gross, ek gaan nou nie vra, moenie jou hand opsteekie, wie tel jou, is 'n retoriese vraag, jy hoef nie te antwoord nie, wie tel jou ore laat uitspuit, dan kan jy nie glo nie, en so, maar okay. Ons hou ons baie keer doof, ons wil nie hoor nie, ons hoor ook net wat ons wil, nee, ons luister maar selektief, en so, en wanneer God praat, of wanneer iemand advies gee of so, dan ons oorfone ingesit, of plugs ingedruk, right. Dan die verklaring. Ek werk maar hier uit Matteus, dan sê ek wat die ander ook sê. Dit eenvoudig, julle ken hierdie, julle ken dit. Die saad wat op die pad geval het, harde pad, waar daar baie verkeer is, dit vertrap word, die bose kom. Interessant, die Markus praat van die Satan, hy sê hier Matteus die bose, die Satan, en Lukas sê die duiwel. Satan teestander, die een wat teen die oes is, teen God se woord, hy wil nie hê dat dit groei nie, hy moenie oes wees nie. Die duiwel, die diabolos, die bose een, die een wat vernietig. Die bose, elkeen wat die woord hoor, maar dit nie verstaan nie. Nou, verstaan hier gaan nou nie daaroor dat jy nou hier sit nie, dink, ek weet nie regtig, ek verstaan nie daai mooi nie. Dit gaan hier oor verstaan en nie uitvind nie. Hoor julle? So as jy ding in 'n preek nie verstaan nie, gaan vind uit. Gaan soek op, of bel die dominee, en sê, ek verstaan nou nie dit nie. Of na die diens of wat ook al. Maar verstaan gaan ook hier oor geestelike insig. Dis mense, hierdie harde pad is mense wat dood eenvoudig hard is. Hard. Kliphard. Ons kan die hele aand met mekaar daaroor praat. Dink maar vir jouself, wat verbitterd is.
hard geword het, as gevolg van probleme, swaar kry, en nie meer oop is vir God se saad nie, vir God se dinge nie. En dan vat hy dit weg, die bose vat dit weg, daar is soveel harde harte daar buite. Ag, dwars deur die Bybel, nee. Voordat die Israeliete getrek het uit Egipte, dan staan daar die Here God het die Farao se hart verhard. Dit sê maar net dat hy het hom die gevolge maar laat dra. Hulle is maar die manier hoe hulle dit gesê het. Alles toegeskryf van God om te sê God is in beheer. Maar ons weet die Farao het homself verhard. En julle ken miskien mense, en miskien is daar kinders of familie of wie ook al, wat hard geraak het, en wat ons regtig sal bid gereeld. Kom ons steek 'n kersie aan vir mense wat hard geword het. En dan die klipbank, hy wat die woord hoor, Jesus verduidelik dit self hier, met blydskap aanneem, opgewonde. Dit kan 'n eerste bekering wees. Miskien onthou jy so iets in jou lewe, of jy is opgewonde na 'n preek, iets wat jy gehoor het, van die Bybel gelees het. Ek onthou ons as jong mense, dan kom jy van 'n kamp af, jy's aan die brand vir die Here. Het kan 'n mannekamp wees, het kan wat ook al wees, 'n vrouekamp. Hy laat dit egter nie by hom of haar wortel skiet nie, as nie diepte nie. Sien, hy laat dit nie wortel skiet nie. Jy weier dat dit insink, deel van jou word. Pas dit nie toe nie, want dit pas jou nie. Miskien pas dit jou. Hy hou nie lank uit nie. En as hy of sy dan terwille van die woord verdruk en vervolg word hy of sy gou afvallig. Vervolging as gevolg van mense wat dit nie kan vat dat jy in Jesus glo nie. Oor die wêreld is daar vervolging, mense wat doodgemaak word, maar ons lees ook by die ander wat sê, hy hou net 'n tydjie, ons sê baie keer oor mense, miskien ten onregte, dat, ek hoor hy tot bekering gekom, ons sal maar sien hoe lank dit hou. Jy moet tog nie dat mense dit oor jou sê nie, hoor. En as hy op die proef gestel word, dan gee daai persoon moed op. Probleme, wat ook al wat kom. 'n wortelstelsel, Gees anker ons, die Gees, die regte grond. Ons moet voorberei wees dat daar diepte is. Right. Die een dan by wie tussen die onkruid gesaai is, die een, hy of sy wat die woord hoor, so nie doofhou nie, maar jy hoor het, en dan kom die bekommernis van die lewe. Die verleidelikheid van rykdom verstik die woord, dit bly sonder vrug. En dink ek dadelik aan Numeri 11, toe die volk in die woestyn was, en ontevrede hulle was, gemurmureer en gekla. Hulle het dit wat hulle het nie waardeer nie, en was nie tevrede daaroor en het dit geniet nie. Uitgehou, hulle moes uithou vir die beter wat kom, nee, hulle wil nou
Wat is hy song van Queen lang terug? I want it all and I want it now. Dis ons probleem van hierdie tyd. Kinders deesdae wil ons nie meer wag nie. Daar moet dadelik sekere goed gekoop word en dit, okay. En dan sê Lukas ook, die woord moet bewaar word. Bewaar word, nee? Dis wat hy bedoel wanneer dit op die goeie grond val, dat die woord moet gevat word, nee? Nummerie, hulle waardeer nie wat hulle het nie, en wat hulle nie het nie, fokus hulle net op dit, en dan raak hulle ongelukkig, ontevrede. Ek wil net ook sê, hierdie het my dadelik aangegryp, toe ek het weer lees, die woord nie verstaan nie, ons dominees moet sorg, dat julle mense die woord verstaan. Ons kan maak dat grond ontvanklik is en reg bewerk is deur die Gees, maar deur ons prediking, en ons manier van preek, en die inhoud, en wat ons ook al bring, kan mense eenvoudig nie 'n oes ken nie. As 'n geweldige verantwoordelikheid. Ek wil 'n kersie opsteek vir dominees. Dat ons nie die struikelblok sal wees dat julle nie hoor of verstaan. En vir almal vrouens vir almal wat een van hierdie grond is wat nie die woord ontvang nie. Okay. Ek wil klaarmaak. Lukas sê ook, deur volharding vrug dra. Aanhou om vrug te dra, nie moedeloos word nie. Met 'n goeie en opregte hart, reg deur Jesus se bloed, verhouding met God is reg, bewerk, voorberei, dit bewaar. Die woord bewaar in die Grieks beteken ook om dit toe te pas, om gehoorsaam te wees, en dis die oes wat dan kom. Dis die oes. Right. Kom ons vat dit saam. Ek dink julle kleinkinders sal dit baie like, gaan soek dit maar 'n bietjie, dit is op YouTube, The Parable of the Sower, dan sê jy maar net short animation, dan soek jy, whatever, maar hierdie is vir my die beste, dit is so cute, hou nou die saaikies, sy gesiggies dop, dit is te cute. Pragtig vir Afrika hierdie.
klipbank, verskroei deur die son, nie diepte, vog nie. Onkruid. Lyk dit soos canola? Ek sê julle hoor. Sê agter my aan. Bid agter my aan. Maak toe jou oë dan, konsentreer jy beter. Heilige Gees, bewaar ons van die misoes. Laat ons vrug dra. Gee ons 'n oes. Gebruik ons om arbeiders, saaiers te wees. Amen. Ons dien die Here met ons offer.